Kom ons bid net saam. Baie dankie ons Vader vir u woord. Ja, u woord is kragtig, lewend en kragtig. En dankie Vader, ons gaan toelaat dat die woord vanmôre diep in ons harte sal sny. Dat ons wanneer ons die woord hoor, dat ons dit nie sal vergeet nie, maar dat ons sal mediteer oor die woord. Dat die woord lewend sal word vir ons. Sodat ons lewens sal impakteer, sal verander. Laat ons lewens sal verander en dat ons gaan leef dit wat u woord vir ons sê vanmôre. Dis ons gebed, Vader, in die naam van Jesus Christus. Amen. Ek het so baie goed om te vertel. Toe ons hier in die noorde ken ons mos nie Ubers nie. Van my ek ken nie Ubers nie. Nou, toe ons nou van Pretoria na Lughawe toe gaan, toe bestel Bernardine, die mense wat Bernardine gaan ken, toe bestel sy reël die Ubers, want die Matthäus ken nie daai veld nie. Ja, van sy bestel toe Uber, toe die Uber daar kom, toe sy bietjie knap vir die Matthäus se pak goed. Maar in elk geval ons skryf van die tasse op die skote ensovoorts en ons ry. En so groterig man wat bestuur. En ek weet nie wat gebeur, maar iewers kom dit toe dat ek 'n pastoor is. En dat ek so 'n bietjie Shangaan kan praat. En hierdie ou, normaalweg die vorige Ubers wat ons gebruik, as hulle radio's aansit, dan is dit musiek wat jy nie verstaan nie wil verstaan, nie wil hoor nie. Ewe skielik draai hierdie ou gospel musiek. Ek dink hy het gospel musiek gespeel. En toe sê ek se pastoor is vir my, sit aan en hy begin aanbid daar. Hierdie een hand waai die hele tyd. En die goed is so hard, en Monique hou nie van harde musiek nie. Die ding vibreer hier toe my vrou se been hier agter. Dat sy haar been teen die speaker moet sit om sagter te sit. Maar wat 'n ervaring. Wat 'n ervaring van iemand wat sê hy is voluit vir die Here. En wat interessant is, hy kom van hierdie wêreld. Toe ons terugkom, toe ry ons saam met iemand wat 'n Wenda is, ook van hierdie wêreld. Net amazing. Maar dis nie wat ek wil praat. Ek wil praat oor 'n storie. Jy ken vir Stef en Susan Groewe. Ek dink van julle ken hulle. Hulle bly nou Stilbaai en hulle is betrokke by die See Reddings Instituut. Stefan is die voorsitter van die ding en hulle is baie betrokke daarbey. Mense wat hulle nou ken sal weet, hulle is avontuurlustig en ons betrokke by die goed, maar hulle vertel my storie en ek wil dit graag met julle deel. Sebe, just put down the picture, the last one that I asked of Jongensfontein. Nou van julle wat nie weet waar is Jongensfontein nie, dis naby aan Stilbaai. En Stilbaai het 'n baie lekker strand. By Jongensfontein het 'n probleem. Dis waar die beroemdes, begaafdes, bereikes bly. Daar's nie baie huise nie, maar dis nou die inplek. Maar die probleem met Jongensfontein, dis sy swemstrand. Daai klein stukkie is die swemstrand reg voor die dorp. Maar aan die linkerkant van die dorp is daar 'n groot strand, you can put off, is daar 'n groot strand waar daar nou sand is, maar dis buite regulasies, jy mag nie daar swem. Daar's groot borde waar daar staan sê, mag nie swem nie, want dit is te gevaarlik. Wat gebeur is so baai, en rondom hom is eintlik rotse, en daar, dit lyk rustig in die baai, maar jy mag nie daar swem nie, want daar het al mense verdrink daar. Nou, omdat die strandjie so klein is, voor Jongensfontein self, gaan baie mense Stilbaai toe om daar te swem, of mense gaan nou na die ander strand waar jy nie mag swem nie, en ongelukkig was daar 'n familie wat daar gaan probeer swem het, en dis die verhaal wat ek vertel. Daar het 2 mense gesit, wat jare al in Jongensfontein bly, hulle daar gesit op die strand, net die strand geniet, en hier kom ons sê maar die mense van Limpopo, boere van Limpopo, kom daar aan, dis 'n man en 'n vrou, met 2 kinders, die dogter is so 10 jaar, 11 jaar oud gewees, 10 jaar, en dan het hulle 'n laatlammetjie wat so 4 tot 6 maande oud is. Hulle sit op die strand en dan het hulle die vrou se sussie,
was ook saam, hulle skat sê was so 21, 22 jaar oud. Nou sit hulle op die straat, nie ver van die mense van Jongensfontein nie. Nou sit hulle daar en die dogter het hierdie bodyboard, hierdie ding wat jy in die golfies kan speel. Maar nou staan daar, as jy inkom, dan staan daar groot borde, mag nie swem nie. En nou sit hierdie kind, en sy wil water toe, naderhand is sy die water, in die vlakwater, en die vrou sê van Jongensfontein, sê vir die man, luister die, sê vir die mense, is gevaarlik, hulle dogter moet nie hier swem nie. Ek word emosioneel raak daaroor. Sê moenie hier swem nie, maar die man wat daar is, die boer van Limpopo is 'n lekker fris groot man, en hierdie ou sê, hierdie ou kon gelees het wat daar staan, dis sy verantwoordelikheid, ek gaan nie vir hom sê nie. Wat toe op die ou einde gebeur het, die dogter speel, en toe sy ook kon kry, toe daar 'n stroom wat haar invat in die diepsee in, sy skreeu die pa storm in die water in, maar hy is te laat om haar te vroeg te kry, hy is in die water in, en die vrou besluit, sy gaan hulle almal red. Sy spring in die water, en sy is agterna. Die einde van die storie is, die reddingsspan kom uit, die vrou is omtrent gelukkig, daar was branderplankryers, wat die dogter toe kon optel en die man. Maar die vrou het omtrent onder die water verdwyn, voordat die boot by hulle uitkom, dis nou Stef hulle, toe red hulle die vrou. Waaroor gaan die storie? Die storie gaan oor, die mense van Jongensfontein wil nie mense se plesier wegvat nie. Die mense van Jongensfontein weet, luister nie, hierdie is gevaarlike waters. Jy kan nie waag om jou voet hierin te sit nie, want dit kan jou dood veroorsaak. Ander mense sal dood daar, dit kan jou dood veroorsaak, dis hoekom daar reëls en regulasies is. Modern of the story, ek praat vanmôre met jou oor die woord van God. God praat met ons deur sy woord. En dit wat God in sy woord sê, is nie om die plesier en die van uit die wêreld, van die wêreld weg te vat vir jou nie, maar is om jou lewe te beskerm. Dis hoekom die Here vir ons die woord gee. En hy sê sy woord is kosbaar. En baie keer sit ons die woord van God hier, en teenoor dit plesier, teenoor dit wat die wêreld sê, teenoor dit wat slim mense met dik brille sê. En ek wil vir u sê, die Here sê ons moet vashou aan die woord. Maak nie saak wat slim mense sê nie. Maak nie saak wat vriende vir jou sê nie. Maak nie saak wat die gees van hierdie wêreld sê nie. En dit gaan baie keer oor plesier. Sonde is altyd lekker. Ek gaan dit weer sê. Sonde is altyd lekker. Toe Adam een van die tuin was, toe die duiwel sê, maar wat van daai vrug? Ewe skielik, toe word daai vrug 'n lus vir die oog. Gaan lees dit. Daar was nooit 'n lus vir dit, maar ewe skielik toe plaas die vyand fokus op die sonde, op die vrug. En toe word dit 'n lus vir die oog. My boetie en sussie, wat wil ek vir jou vanmôre sê? Ek wil vir jou sê, kom ons bly by die woord van God. Ons leef in dae, en toe ons nou in Stilbaai was, skokkende goed wat ek gesien het. Ons leef in bose tye. Ons leef in donker, duisterne tye waarin ons leef nou. En God wil nie hê ons moet deel van daai partytjie word nie. En dis hoekom hy sê, luister, hier is die woord. God wil hê ons moet vashou aan die woord, ongeag wat slim mense sê. Ongeag wat jou vlees sê. Ons moet kies tussen wat's reg en wat's lekker. En dit beteken nie wat reg is nie lekker nie. God wil hê ons moet lewe geniet. Maar hy gee vir ons reëls. Hoekom? Want hy weet wat gebeur as ons swem waar ons nie moet swem nie. As ons plekke in beweeg
waar hy weet wat ons kan vernietig. Kom ons gaan na 1 Korintiërs 2. 1 Korintiërs 2. Ek wil praat vanmôre, my titel is hou vas aan die woord. 1 Korintiërs 2. 1 Korintiërs 2 vers 12. En wil spesifiek hierdie skrif lees, want hy praat van die wêreld het 'n gees. 1 Korintiërs 2 vers 12, hy sê, ja, jy moet eintlik van vers 6 af lees, maar ek gaan net vers 12 lees. Hy sê, ons het evenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie. Hier sê hy baie duidelik, die wêreld het 'n gees. Onthou 2 Korintiërs 10 sê, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen kragte, teen geeste. En daarom sê hy, ons het evenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Met ander woorde, daar's 'n gees van die wêreld wat my en jou wil insluk. Dis 'n gees, hy het 'n plan. En ons weet die heerser van hierdie wêreld is die vyand. En daarom sal alles in ons vermoed doen om ons aan te val. Maar wat val hy aan? Hy val die woord aan. Ons gaan na Johannes toe, 1 Johannes, Johannes 17. Wat val die vyand aan? Johannes 17, vers 14. Johannes 17, 14. Dit lees as volg, hy sê, ek het hulle u woord gegee, en die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie, net soos wat ek nie van die wêreld is nie. Die wêreld gaan ons haat, die gees van die wêreld gaan ons haat, as ons op die woord bly staan. My boetie en sussie, dis nie oudtyds nie. Die woord is die waarheid. Kom ons lees dit, dit staan dan net verder, vers 16, 17. Ons het 14 gelees, lees 16. Hulle is nie van die wêreld nie, net soos wat ek nie van die wêreld is nie. Heilig hulle in die waarheid, u woord is die waarheid. My boetie en sussie, God praat met ons in hierdie dae. Daar's 'n gees in hierdie wêreld wat wil hê dat ons sal kompromieer, dat ons sal wegstap, wegbeweeg van die beginsels van die woord. En die Here wil vanmôre vir ons sê, dis 'n gevaarlike plek waar jy beweeg. Dis 'n plek waar jy gaan vernietig word. Die plan van die vyand met jou lewe is om te slag, steel en verwoes. En daarom moenie toelaat dat die gees van die wêreld ons lei nie. Wat gebeur as ons gehoorsaam is aan die woord van God? Kom ons gaan na, dit is nog steeds Johannes 14 toe. Johannes 14, wat gebeur as ons vashou aan die woord van God? Johannes 14 vers 21. Sê, wie my gebooie het en die bewaar, en moenie sê nie wet nie, hy sê nie, praat nie van die wet nie, hy praat van die woord hier. Hy sê, ek gaan dit weer lees, wie my gebooie het en dit bewaar, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê, en dan die laaste, en my aan hom openbaar. Sjoe, met ander woorde, wanneer ons vashou aan die woord van God, mediteer oor die woord van God, dan toon ons is lief vir hom. Maar dan sê hy, luister hier, omdat jy my lief het, sal ek meer en meer van myself vir jou wys. Ek sal meer en meer myself openbaar aan jou. Dit is die eerste. En die tweede ding, wat hy gaan doen, dalk voordat ons na die tweede een toe gaan.
Exodus, het was interessant, die Here vat my na Exodus toe, en ek wil vanmorgen, ons bly gaan na Exodus toe. Dis daar in die begin van jou Bybel. Exodus, dankie Dries, nou kan ek ook sien. Exodus toe, toe Moses na Farao toe gegaan het hy vir Farao gesê, luister, laat my mense gaan, hoekom, wat was die rede? Ja, hier is een wat praat met my, jy is welkom te praat. Wat het Moses vir Farao gesê? Laat my mense gaan, sodat hulle het beloofde land kan kry. Nee, sodat hulle my kan aanbid, my dien. En elke keer het hy dit gesê, elke keer het hy nooit gepraat van die beloofde land, he. Ek wil nie daaroor praat, he. Maar het gaan om 'n verhouding met God te hê. God sê Moses sê vir Farao, luister, laat my mense gaan. God sê, laat my mense gaan, sodat hulle my kan dien. Ander vertaling sê, kan gaan aanbid. Die doel was altyd, luister mooi, die doel was altyd in die woestyn om 'n ontmoeting met God te hê. Ek gaan dit weer sê. Die doel van die woestyn trek van die Jode was nie om hulle te vernietig nie, maar is om 'n ontmoeting met God te hê. Met ander woorde, en ek wil nie daaroor praat nie, as jy 'n woestyntyd beleef, gaan dit oor 'n ontmoeting met God te hê. Amen. Moenie sê, ek gaan deur die woestyn, nee, dis nie taaf nie. Woestyntyd is 'n tyd vir ontmoeting met God. Jesus, toe hy in die woestyn was, wat het gebeur? Hy het 'n ontmoeting met sy Vader gehad. Reg, want dis nie waaroor ek wil praat nie. Maar dis, die ontmoeting gaan, wat gebeur? En toe sê die Here vir Moses, luister hier, maar ek wil nie met jou praat nie. Ek wil met die volk praat. God het nie sê, ek wil net jou ontmoet nie, Moses. God het sê, luister, ek wil 'n verhouding hê met elke Jood. Elkeen van julle. En dis ook, hy sê toe vir Moses, luister hier, gaan berei die mense voor. Geef hulle 3 dae, dat hulle self sal reinig, ensovoorts, en dan gaan ek kom. En toe kom God, natuurlik in donderweer, bliksemstrale, en 'n gedruis, ensovoorts, en die Jode sê, ons is bang. Ons wil nie daai God ontmoet nie. En dit is interessant, daai selfde blitse en wolke ensovoorts, Moses beweeg daar en hy was nie bang nie. Maar die Jode sê, luister, ons is bang. Kom ons gaan na hoofstuk 19. Kom ons gaan na hoofstuk 20 toe. Hulle het dan gaan en toe sê die Jode, nee, hulle wil nie. Kom ons gaan, hoofstuk 20:18. Exodus 20:18. En toe die hele volk die donderslag en die blitse en die geluid van die bassein en die rokende berg bemerk, het die volk dit gesien en gebewe en op 'n afstand bly staan. En hulle het vir Moses sê, en hier is die groot fout, en hulle het vir Moses sê, spreek u met ons, dat ons kan luister, maar laat God nie met ons spreek nie, anders sterf ons. En dis waar die Jode dit gemis het. God wil homself aan hulle openbaar het. En wat sou die effek daarvan gewees het? Die volgende vers. Dit is net amazing toe ek dit lees. Vers 20. En toe antwoord Moses die volk, wees nie bevrees nie. Ons gaan bevrees 2 keer lees. Wees nie bevrees nie, want God het gekom om julle te beproef en dat die vrees voor julle oë mag wees. En die rede hiervoor is sodat julle nie sondig nie. Hulle het 'n verkeerde vrees gehad. En Moses sê, luister, dit is nie regte vrees nie. God wil hê dat julle inkom in sy teenwoordigheid. En wanneer julle hom aanskou, raai wat? Dan gaan julle lus vir sonde nie meer daar in julle lewe wees nie. 'n Ontmoeting, luister my boetie en sussie, 'n ontmoeting met God, 'n openbaring met God. Vrees van die Here. Ontmoeting met God sou jou lus vir sonde
kanselleer. Gaan dit weer sê. Moses sê vir hulle, luister hier, daai vrees wat julle het is verkeerde een. Ek wil hê julle moet 'n ander vrees hê, kom in sy teenwoordigheid in. En wanneer jy in sy teenwoordigheid inkom, sy heerlikheid aanskou, sal die lus vir sonde in jou lewe net verdwyn. My boetie en sussie, en dit vul in by 2 Korintiërs 3 vers 18. In sy teenwoordigheid word ons verander na sy heerlikheid. As ons tyd met God spandeer, tyd spandeer met sy woord, gaan hy ons verander, dan word ons van gedaante verander. En Moses sê, luister, hier kom in. God sê, ek wil 'n ontmoeting met jou hê. Wat gebeur? Hoekom wil God graag gehad het, hy wil hulle ontmoet? Ons gaan net een hoofstuk terug, hoofstuk 19. Hoofstuk 19, Exodus 19 vers 4. Dis wat God vir hulle sê. Hy sê, julle het self gesien wat ek aan die Egiptenare gedoen het, en dat ek julle op arensvlerke gedra het, en julle na my toe gebring het. Dit was God se hart. Nie op 'n afstand. God het hulle na hom toe gebring. As julle dan nou terdeur na my stem luister en my verbond hou, sal julle my eiendom uit al die nasies wees. Die hele aarde is myne. Vers 6. En julle sal vir my 'n koninkryk van priesters wees en 'n heilige nasie. God sê, luister hier, wanneer julle my ontmoet, gaan julle my priesters wees. Wat is 'n priester? 'n Priester is iemand wat met God praat, en God praat met hom. Met ander woorde, God sê, luister, ek wil met elkeen van julle praat. Maar kom na my toe. Kom hê 'n verhouding met my. Dan gaan ek myself openbaar aan jou. En heilig volk beteken net afgesonder. Julle sal afgesonder wees vir my. Dit was die opsie wat God gehad het met hulle, en die Jode het besluit, luister, nee, praat met Moses, en hy sal met ons praat. My broeder en sussie, God wil met jou praat. God wil met jou praat deur sy woord en sy gees. En hy roep jou, kom. Moenie bang wees nie. Kom na hom toe. En as ons na hom toe kom, gaan hy met ons praat, en hy gaan homself aan ons openbaar. Hoekom is die vyand val die woord aan? Ek kyk nogal baie na konflik tussen die moslems en die Christendom, en ek hou daarvan om te luister na ouens wat veral teen die moslems praat, wat die Torah, die Koran, nie die Torah, maar die Koran aanval, hulle ken dit uit hulle koppe uit, en dan val hulle, dan sê hulle vir die moslems, luister, maar dis wat daar staan in julle Bybel. Maar wat vir interessant is, die wêreld haat die Bybel, die waarheid van die woord. Die wêreld haat die Bybel. En ons sal alles in vermoed doen om te sê die Bybel is nie waar nie. Hoekom is die woord belangrik, het ek gesê? Die woord is belangrik want dit bring geloof in my en jou harte. Romeine 10 vers 17. Ons blaai gou soontoe. Die woord bring geloof in ons harte. Romeine 10:17. Wanneer ons die woord mediteer oor die woord en lees, bring dit geloof in ons. Romeine 10:17 lees ons volg. Hy sê, die geloof is dus uit die gehoor. En die gehoor is deur die woord van God. Wanneer ons mediteer op die woord, bring dit geloof. Hoekom is geloof belangrik? Die regverdige sal deur die geloof lewe. Geweldig belangrik. En geloof is dit wat die werke van die vyand verbreek. Kom ons gaan na 1 Johannes 5 toe.
Die woord bring geloof. Geloof is dit wat die werke van die vyand verbreek. 1 Johannes 5. Kom ons lees vers 3. 1 Johannes 5:3. Want dit is liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar, die woord gehoorsaam. En sy gebooie is nie swaar in vers 4. Want alles wat uit God gebore is, halleluja. Alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het. Naamlik ons geloof. Daarom moet ons mediteer op die woord. Vashou aan die woord. Jou pelle, jou vyande gaan beklei teen die woord. Vashou aan die woord. Jou vlees gaan wil iets anders doen. Hou vas aan die woord. Want woord bring geloof. Geloof is dit wat die wêreld oorwin. Ek kan lees vers 5. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin het, as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is. My broers en susters, daarom is die woord kosbaar. Baie belangrik dat ons die woord sal mediteer op die woord. Hoekom is geloof belangrik? Hebreërs 11 vers 6, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. En daarom, wanneer ons die woord mediteer en lees en eet, Jesus sê, om die wil van die Vader doen, eet hy die woord. Hoekom is het belangrik woord te lees? Dit gee vir ons geloof. Hoekom is geloof belangrik? Want dit vernietig die werke van die vyand. En dit behaag God. Kom ons bly na Hebreërs 11:6 toe. Want sonder geloof is dit onmoontlik. Kom ons lees dit. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is, en hy is 'n beloner van die wat hom soek. God het behaag in geloof. Ons as regverdiges wandel in geloof, nie in aanskoue nie. Dit is in 2 Korintiërs 4 vers 18. My boetie en sussie, en daarom ry nou, wat het jy gesê, Netbank? As ons kan sien wat ander nie kan sien nie, dan kan ons doen wat ander nie kan doen nie. As ons sy koninkryk kan sien, dan kan ons doen dit wat in sy koninkryk is. God hou daarvan. Ons wandel nie dit wat ons sien ervaar nie. En ek wil baie daaroor gesê het, maar ek gaan nie vanmôre daaroor praat nie. My boetie en sussie, die aanslag is geweldig op wat hier inkom. Geweldig. Mense gaan goed sê, wetenskaplikes gaan goed sê, wat teen die woord staan, en ek en jy gaan moet kies. Gaan ek glo wat die wyse mense sê, of gaan ek glo wat God sê? Gaan ek en jy glo wat ekonome sê, of gaan ons glo wat God sê? Nog erger. Gaan ek en jy glo wat die dokter sê, of gaan sê, Here, ek staan op u woord. Staan op u woord. En ons gaan moet kies. Gaan ek staan op wat lekker is, of Here, wat sê u woord? Gaan bly by u woord. Gaan vashou aan die woord. En dis die uitdaging wat daar vir my en vir u is. Elke dag. Uitdagings is groot. Ons het gesing, God is getrou. God is getrou. Reg, want ek gaan 'n paar skrifte lees wat net praat oor die woord. Die woord is die waarheid, het ons klaar gelees in Johannes 17:17, Hebreërs 4 vers 12 sê die woord is kragtig. Kom ons gaan gou soontoe. Hebreërs 4 vers 12. Hebreërs 4:12 sê, want die woord van God is kragtig, is lewend
en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel, gees en van gewrigte en murg. En is 'n beoordelaar van die oorleggings en gedagtes van die hart. Val oor die gedagtes van die hart. Met ander, wat gaan hier aan my kop? Wat bedink ons? En die Here het my baie daaroor gepraat. Daar kom negatiewe gedagtes, daar kom leuns in my kop in. En dan bepeins ek dit. En ek top daaroor. In plaas dat ek sê, Here, my gedagtes sal ek gaan top oor die woord. Wat sê u woord oor dit? Wat sê u woord van my gesondheid? Wat sê u woord van my besigheid? Wat sê u woord van my verhouding, my man, my vrou, my kinders? Wat sê u woord? En laat ons daaroor saam mediteer, want die woord van God is lewend en kragtig. Kan iets doen in my lewe as ek dit bepeins en nie toelaat dat ek die leuns wat die vyand in my kop gooi, dat ek dit bedink nie. Reg, dan die Psalm 100, dat ek, terwyl ek daar is, by Hebreërs 4, in vers, ons gaan net na vers 2 toe, Hebreërs 4:2. Hy praat van in hoofstuk 3, praat hy oor die Jode die beloofde land nie ingegaan, hy het nie in die rus ingegaan nie, omdat hulle nie geglo het nie. Dit het voed dat hulle in die rus van God ingaan, die beloofde land ingaan het. En nou praat hy van, ons het dieselfde opsie, vers 4. Hoofstuk 4 vers 2. Nou, kom ons lees vers 1. Laat ons dan vrees, dat terwyl die belofte om in sy rus in te gaan, nog stand hou. Dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. Want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle. Hulle praat hy van die Jode. Maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met geloof verenig is nie. Met ander woorde, wanneer ons die woord hoor, dan ons geloof daar met geloof dit verenig en dit gaan uitgaan op aksie. En dis die betekenis van die woord van rema woord. Rema woord, ek het dit al gesê en ek gaan dit weer sê. Rema woord is nie wanneer ek lees en wow, die Here praat met my nie. Dis nog nie 'n rema woord nie. Wanneer die wow uitgevlees word, dan het dit rema woord geword vir my. Kom ek gee 'n voorbeeld. Die Here praat by oor nagmaal. Wow! Maar as ek die nagmaal gaan gebruik nie, dan is dit nie wow gewees nie. Met dan wanneer God praat met my, Rein het gepraat oor gehoorsaamheid, Megan het ook gepraat oor gehoorsaamheid. Wow is wanneer die God praat met my en ek dit gehoorsaam, dan is dit rema. Dan het ek dit gesnap. En dis wat God wil hê. God wil hê die rema woord moet plaasvind in ons. En dis wanneer ons die woord vat in geloof en dan daarop staan. Met ander woorde, en dit wat ek nou sê is, in slangtaal gaan sê wild. Maar dit beteken, feite gaan sekere goed sê, wat teen die woord is. En hier goed gebeur. Hier het goed gebeur, feite wat ek sien, luister, hier is moeilikheid. En dan reageer ek op dit, of dis wat mal in my kop, dit wat ek nou beleef het, en dan vergeet ek van die woord van God, in plaas dat die woord van God moet mal in my kop, sê, Here, maar u sê dit, ek staan op u woord. Dit wat ek sien, is nie dit wat u sê in die woord, die Here, en ek gaan vas aan die woord. En my boetie en sussie, ek weet daar's groot uitdagings. Ek suig die goed nie uit my duim uit nie. Ek het 'n kind wat nie normaal is nie. Daar's uitdagings. Maar daar's net een hoop. Here, op U sal ons vertrou. Ons het gesing vanoggend. Ons op U vertrou. Maak nie saak nie. U is getrou aan die woord. En ek sal glo wat die woord sê. Reg, dan die laaste skrifgedeelte, kom ons gaan na
Psalm toe. Psalm 119. Ons gaan van vers 1 begin. En dat sal ons, hoeveel verse is daar? 176. Nee, ek spot. Kom ons gaan na vers 9 toe. Hy sê, waarmee sal die jongeling, dis almal vir ons. Ja, almal vir ons. Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? As die mense wat by Jongfontein sê, moenie swem nie, is gevaarlik. Waarmee gaan suiwer hou? Deur dit hou na u woord. Vers 10. Ek soek u met my hele hart. Laat my nie afdwaal van u gebooie nie. Want ons God soek met ons hele hart. Terug by die ontmoeting met God. Want ons God soek. Tyd met God spandeer. Raai wat? Daar gaan nie afwyking in my hart kom nie. Maar ek het hom soek my hele hart. Tyd met ons spandeer. Raai wat? Dan val hy goed af. Vers 11. Ek het die woord in my hart gebere, dat hy teen u nie sal sondig nie. Daar 15 en 16, ek gaan nie lees nie. Dan vers 33, Here leer my die weg wat u, vers 33, Here leer my die weg van u insettinge, sodat ek dit tot die einde toe kan bewaar. Nie halfpad nie. 105. Dit ken ons baie goed. Hy sê 105, u woord is 'n lamp vir my voete en 'n lig vir my pad. Ek wou gehad het ons moet al die ligte afsit. Want dan weet ons wat's duisternis. Want ons het gesê die wêreld is duister, het ons nie? Dis boos daar buite. En nou sê die enigste ding wat vir my en vir jou lig kan gee, is die woord. Vir my en jou rigting kan gee, hou vas aan die woord. Ons leef in 'n bose wêreld. Hou vas aan die woord. Vers 130. Die opening van die woord gee lig. Dit maak die eenvoudiges verstandig. En baie van ons sê, amen. As ons die woord oopmaak, gee hy vir ons wysheid. Vers 33, 133. Maak my voetstappe vas in die woord en laat geen ongeregtigheid oor my heers nie. Kom ons sluit af met daai een. My boetie en sussie, wat sê ek vanoggend vir jou? Ek sê vir jou, dis wild daar buite. Dis donker daar buite. Baie uitdagings. Moenie toelaat dat plesier bo die woord kom nie. Moet nie toelaat dat die gees van die wêreld bo die woord kom nie. Moenie toelaat dat slim mense jou oortuig om nie vas te hou aan die woord nie. As ek en jy rigting wil hou, as ons wil koers hou saam met God, as jy en ek wil hê ons moet meer as oorwinnaars saam met God wees, dan moet ek en jy vas hou aan die woord. Nie net lees nie, maar ons mediteer op die woord, vas aan die woord. Want God wil ons in hierdie donker tye wil hy ek en jy moet lig wees. En ek en jy kan lig wees as ons die woord lees wat lig is vir ons. Amen. En ek wil u bemoedig vanmôre. Dis maklik daar buite nie. Ek sê nie is maklik nie. Maar God is vir ons. En hy het vir ons twee dinge gegee wat ek en jy nodig het om meer as oorwinnaars te wees.
Hy het vir ons gegee sy woord, en hy het sy gees vir ons gegee. Sy Heilige Gees, wat ons gaan lei, die waarheid vir ons oopmaak. En ek wil vir ons sê, kom ons hou vas aan die Here. As die Here sê, moenie daar swem nie, moenie daar swem nie. Het is nie om jou plesier weg te vat nie. Hy weet wat's beter vir jou. Hy ken alles. Kom sluit af. Here, baie dankie dat ons vanmôre die woord kon hoor. En dankie dat jy met elkeen vir ons gepraat het wat dalk toegelaat het dat die gees van die wêreld ons manipuleer, insleep in dinge waar ons nie betrokke moet raak nie. En vanmôre sê vir ons, oppas, hierdie strand kan jy nie swem nie. Hierdie pad moet jy nie vat nie. Dankie Here dat U met ons praat. Dankie dat U vanmôre met vir ons gesê dat ons moet vashou aan die woord. Dat omstandighede is nie bo die woord nie. Slim mense is nie bo die woord nie. Die woord is die waarheid. En dat ons moet vashou aan die woord, want U werk net met U woord. Want U woord is U wil. Dankie Vader. Ek wil bid vir elkeen van ons. Here, laat ons sal terugkom na die waarheid van die woord. Ons is so deur golwe geslaan. Here, dinge, ons situasies, omstandighede, wat so rof was. En dan wil ons maklik toegee aan die verleiding van die wêreld, die gees van die wêreld, die versoekinge van die wêreld. Ons wil toegee in ons gedagtes wat slim mense sê wat nie waarheid dalk is volgens die woord nie. En ek wil bid vir elkeen van ons, Here, dat ons sal terugkeer na die waarheid van die woord. Dat ons dit sal vasmaak in ons harte. Dat ons tyd met U sal spandeer. En dat U self sal openbaar aan ons. En dat U ons sal lei. Here, Megan het vanmôre gesê, ons praat baie. En U hoor. Maar Here, U wil hê ons moet hoor. Dat ons net sal be still and know that I am God. Sagte stem met ons sal praat. En dat ons ingestem sal wees om U stem te hoor, Vader. Ek bid vir elkeen van ons wat hier sit vanmôre. Elkeen wat hoor. Help ons om vas te hou aan U woord. Alle omstandighede vas te hou aan die woord. Dis my gebed vir ons Vader, in Jesus naam. Amen. Amen.